Vader, ons sê vir U dankie vir die amazing, onbeskryflike voorreg. Here, om in U teenwoordigheid te staan. Ek dink nie ons verstaan en ons besef wat is die omvang en wat is die diepte? Wat is die gewig? Wat is die gesag van hierdie wonder om in U teenwoordigheid te kom deur die bloed van die lam wat my gewas het en 'n fontein van bloed oopgemaak het, sodat ek konstant die wassing van God se Gees uit die werk van die kruis kan beleef. En Here, ek myself kan toemaak oor en oor met die wonder van U liefde en U getrouheid, Here, waarmee U my geroep het en waarmee U my geanker het in U Seun. Here, ek bid dat die anker van Jesus Christus in elkeen se lewe vandag, Here, sy gewig sal kom afets binne in die gemoed van elke mens in hierdie plek, sodat daar, Here, oortuiging sal wees en 'n krag sal wees van hierdie oortuiging dat ek is wie God sê ek is en niks en niemand in hierdie wêreld kan my skuif, kan my wegtrek van wie U is nie. Ek dank U daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek inneem. Kan ons die kinders kry asseblief, laat hulle na Jesus toe kom? Moenie worry nie, ek is okay. Ek praat van die Here in my, okay? As ek nou in die leierskap was van Darling, dan sou ek gesê het 'n reuse sukses. Amen. Kyk net hier sit die volgende leiers en dink net wat gaan die Here nog doen met en deur ons kinders en met Darling lewende woord. Ek kom nou al, okay, wag, ek moet vir die kinders bid. Okay, right. Here, ons sê vir U dankie vir die kinders, dankie vir die belegging. Here, wat ons kan sien en waarin ons kan belê binne ons kinders deur die woord. En Here, nie net deur die woord nie, maar deur almal wat die woord dra en almal wat die Gees van die Here het. Here, daar is so 'n kragwerking. Daar is so 'n sterk vesting van geregtigheid. Here, wat in hierdie omgewing en in hierdie kerk, Here, sy staanplek kom neem het. En ek wil U dankie sê daarvoor, Here, en ons kinders is klaargeseënd. En mag elke ding, Here, wat hulle pla en wat hulle terughou, mag dit van hulle afval, Here, in die ligglans van U triomf, en Here, in die getrouheid van mense wat omgee vir hulle. Ek dank U, Here, vir die kinderkerk mense en die kinderkerk span, en die mense wat getrou is, om daar, hierdie linkerkant of in die regterkant, Here, doen hulle die werk wat nie almal wil doen, wat almal wil doen, Here, want ons wil almal in die kerk sit, en ons wil iets ontvang, maar ek dank U vir hulle, Here, en ek seën hulle in Jesus naam, en ek dink nou is 'n goeie tyd om 'n lekker warm applaus vir ons kinderkerk personeel, amen. Baie dankie julle. Right, ek wil ook net gou sien, ek kon nie mooi sien nie, wie is vir die eerste keer hier so by Lewende Woord? Darling, okay, daar het ons sy hande weer. Baie welkom. Ek is Wally daarvan die regte wêreld, daar, as jy oor die Valrivier gaan.
Ja, dis vir ons 'n voorreg. Ek en my vrou Elisabeth, vir ons kom al, wat is dit 21 jaar dink ek nou. Elke jaar is ons hier en so geen om wat hulle vir julle sê nie. Ons is julle pastore, nê? Okay. Ons is julle herders. Amen. Okay. Ja, dis ook maar net 'n bietjie humor. Waar ons vandaan kom, is dit okay as jy bietjie kan lag, okay? Ons moet leer om te lag vir ons probleme. Amen. Want ons het baie om oor te lag, nê? Okay. Ek wil net vir julle sê, dis regtig vir ons 'n groot blessing vir my en my vrou. Dis 'n groot voorreg vir ons om hier te staan en julle met die woord te bedien. Ek weet julle ouens is woordryk. Julle is lief vir die woord. Julle soos die ouens aan Berea, julle gaan ondersoek die skrifte om te sien of dit wat die ouens gesê het so is. Okay? Ek hoop julle doen dit. As julle dit nie doen nie, dan moet julle dit nou begin doen. Want daar's baie mense wat baie te sê het. En as ek vir julle iets sê vanoggend en is nie in die woord nie, dan kom vra julle my. Julle is welkom om my te challenge. Onthou net ek is 5'7.5", okay? My vrou sê ek is nie so lank, sy sê ek het nie onlangs gemeet nie. Maar ek wil vir julle sê en ek wil julle eintlik aanmoedig is to continue to love the word. Because we have no other light by which we can govern and we can take ourselves. We have to negotiate every challenge through the word. En as julle gaan ryk wees in die woord en julle kan daar bly. Want onthou, wat doen die woord eintlik? Die woord berei jou voor vir dit wat die Gees wil doen. Onthou, as jy net die woord het en jy ken die skrifte en jy is baie sterk in die waarheid, it's amazing where you are already. But what the word will do, wat die woord sal doen, die woord gaan jou voorberei vir wat die Gees wil doen. Ultimately, God wants to do something through your life. God wil iets deur jou lewe sê, en hy wil iets deur jou lewe doen. So dis baie meer as net om 'n Christen te word, om te sê, wel, ek is 'n kind van die Here. As jy 'n kind van die Here is, ek dink dit is sommer nou belangrik om net vir mekaar, om net 'n fondasie te lê. Wie van julle is kinders van God? As jy glo jy's 'n kind van God, dan moet jy onthou dat God is Gees. So as jy, ek is kind van God, en God is Gees, dan is jy 'n kind van 'n geeswêreld, van 'n geesrealm. And that you come from the spirit realm, and that you're on your way back to that spirit realm. And that you're only here for a short while in the natural. We are not going to stay in the natural forever. Jy is net vir 'n kort tydjie hierso, in jou fisiese liggaam, in 'n fisiese wêreld. Maar as jy wedergebore is, en dis 'n ander vraag, maar gaan nie nou daar gaan nie. Maar as jy wedergebore is, dan is jy mos nou uit 'n ander geeswêreld uitgebore, binne-in die wêreld waarin jy eerste 'n geboorte ervaar het. Jy kan nie sit as jy nie gebore is nie. As jy hier so is, kan jy net nie wees omdat jy gebore is op 'n sekere datum, en dan is daar ook 'n vervaldatum vir jou lyf. Maar nie vir wie jy regtig is nie. Onthou, jou liggaam is nie jou identiteit nie. Jou liggaam is jou geleentheid vir jou identiteit. So as ek weer gebore is, dan kom ek uit 'n geeswêreld uit. Hey, ek wil vanoggend 'n paar skrifte oopbreek. En ek vertrou dat wanneer ek dit oopgebreek het, gaan jy dit verstaan. Want jy weet dit reeds, maar as ek dit klaar verduidelik het, gaan jy dit wat jy reeds weet, beter verstaan. En as jy dit dan beter verstaan, gaan dit jou die vermoë gee om dit beter te absorbeer, to apprehend it, om dit te kan raakvat. Want baie keer verstaan ons goed, of ons weet goed, maar ons verstaan nie wat ons weet nie.
Daar's iets wat jy weet, maar jy verstaan nie dit wat jy weet nie. Want terwyl mense praat, resoneer dit, en jy weet dis die waarheid, en jy weet dat jy dit weet, maar jy verstaan nie regtig dit wat jy weet nie. Totdat iemand kom en dit verduidelik, en dit oopbreek, en dan sien jy, maar, nou verstaan ek, iets wat ek altyd geweet het. Amen. En so ek is 'n gift van die Here af. Want ek gaan vanoggend goed oopbreek. Nee, ek is eintlik ernstig. Jy moet verstaan dat daar's 'n gawe binne in jou. There is a gift. No man was born on this earth without a gift. When you became born the first time, there was a gift hidden on the inside of you. And when you were born a second time, born again, it was because God wants to bring that gift that is in you to the earth. So that you can bring something from the heavens to the earth. The issue is not whether I'm going to go to heaven when I die one day. The issue is whether I'm going to bring heaven to the earth while I'm alive today. Excuse vir die Engels. Huh? Wie het gesê ek love Engels? Ek gee vir die mense net nog van die amper sê ek Steven se, wat het hy nou nie aanpak gepraat? Die jelly, tots wat jy, in elk geval. My hart is om iets vir julle oop te breek, en ek vra dat julle saam met my sal journey. Want as ons net dieselfde goed hoor, wat ons klaar weet, dan is ons eintlik besig met 'n baie goeie saak op 'n Sondagoggend, maar dis meer soos 'n godsdiens, 'n kultuur ding wat ons doen. Ons kom kerk toe, want dit is 'n goeie ding om te doen. Ons sit regop, ons smile, ons waai, ons glimlag, ons laf almal hier so by die kerk. Verstaan jy? Maar die Here wil iets meer doen, sodat hy jou so 'n bietjie kan stretch. Want jy kan tog nie geboorte gee aan dit wat lewe binne in jou. 'n Vrou kan nie geboorte gee sonder dat sy gestretch word nie. So ek wil vir jou sê, as jy werklik weergebore is, en as jy nie is nie, is ook okay. Dit sal kom. Dit sal kom as jy dit wil hê. Maar as om wedergebore te wees beteken, I was born the first time into a natural world. A natural environment, 'n fisiese omgewing, uit 'n fisiese plek, uit my ma uit. Maar as ek toe ek wedergebore is, I was born out of a place you cannot see. And I carry something that no one can see, but I know that what I carry is the very reason, and it's the very worth and the value and the very power of my life. And if I don't give attention to it, I'm going to live a lesser life than what I was called to live. So vir dit om te gebeur, en om dit om verstaan te word, moet ons 'n kop skuif maak vanoggend. So kan ons nou volgens van mekaar sê, okay, ek gaan vir 'n rukkie na daai ou luister. Maar ek gaan al my aandag gee, sodat ek iets kan hoor, wat 'n plek binne in my sal oopsluit. En as dit oopgesluit is, dan bly dit oop. En terwyl dit oop bly, dan bly daar iets vloei. Ek wil vir julle wys vanoggend 'n skrif wat ek nooit kon verstaan het nie. En ek gaan, okay, voor ek daar kom, gaan ek twee goed. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge daarbo, en nie wat op die aarde is nie. En wie van julle het dit al gelees? Hy sê, bedink die dinge daarbo. Met ander woorde, hy sê, take your mind to heaven. Take your mind to heaven. Normally you take it to work, amen? And then they pay you for how good you take your mind to work, to the workplace. Or wherever you go, you are always very alert and alive in your mind. En jou sukses hang tog in 'n groot mate af van hoe jy jouself, want wat is leierskap? Leierskap is die vermoë om jouself te bestuur. Dis tog wat leierskap is. Ek kan tog nie Sakkie se lewe vir hom bestuur nie. Hy leierskap is iets wat binne in hom is. En daai leierskap beteken I must learn how to manage myself.
out of the revelation of the gift that I have. Otherwise, my leadership is only going to the earth. It's not bringing something from heaven. En as jy net suksesvol wil wees as 'n mens, dan kan jy sê, well, what a great man. But when you bring your gift, then they can say, what a great God. Because then with the gift, I can bring something of God to the people. Because it's one thing, kyk hier so, hy sê, bedink die dinge daarbo, Kolossense 3 vers 2, en wat sê hy verder? Set your minds on things above, not on earthly things. Yes, mense, daai skrif kan jou besig hou vir die res van jou lewe. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Ok, hier is my vraag. Bedink die dinge wat daarbo is. Wat is die dinge wat daarbo is, François? Ek sien jou nou hierso, my brother en sy lieflike vrou. Goed om julle te sien, is julle ons van daai kant af, nie? Ons van links of regs. Bedink die dinge wat daarbo is. Wat is die dinge wat daarbo is? Want as hy my nou 'n opdrag gee, Paulus gee my opdrag, bedink, I must take my mind to heaven. If I take my mind to heaven, how long will I be able to keep my mind? Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Kan enige iemand hier so by Darling Lewende Woord vir my net iets sê oor wat is die dinge wat daarbo is, anders dat ons groot moeilikheid met Kolossense 3. Ok, dit is mooi. Die engele. Dis goed. Wat is die wil van God? Nog iemand hierdie kant? Bedink die dinge daarbo. Met ander woorde, set your mind on things above. Kom ons begin by die woord, reg? Want die woord, daar's 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Gees, ons ken daai skrif nie. So we get our minds there and we start to meditate on the word. So that out of that meditation, uit daai meditasie, kom daar 'n openbaring. Die oomblik as daar 'n revelation kom, die oomblik as jy 'n openbaring kry. Wie van julle het al 'n openbaring uit die woord gekry? Jy lees dit en jy sê, ek het nie dit geweet nie, ek het nog nooit dit gelees nie. Niemand het my nog dit gesê nie, maar skielik gaan daar 'n lig aan uit die woord uit. Steek jou hand op as dit met jou gebeur het. Isolde, toe dit met jou gebeur het, wat beleef jy wanneer dit met jou gebeur? Ja, wat beleef jy as jy openbaring kry? Hulle het 'n statistiek gedoen, die slim ouens, die sielkundiges, nee, die ouens met die dik brille en die wit jasse, nee. Ek sê nou maar net. Maar die statistiek sê dat die hoogste ervaring wat 'n mens kan hê is to actually experience truth. En wanneer waarheid na jou toe kom en dit wat met jou gebeur. Dit is nie deel van my preek nie, maar ek onthou nou net iets, want ek vra nou hierdie vraag. Die oomblik as jy 'n openbaring kry vir jouself. Onthou nou, jy lees die Bybel, maar jy verstaan nie die Bybel nie. Wie van julle verstaan wat ek nou sê? Jy verstaan wat ek nou sê, jy lees die Bybel, maar jy verstaan nie wat jy lees nie. Jy hoor dat jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus, jy het nie cooking clue wat dit regtig beteken nie, maar terwyl jy dit lees, voel jy die krag van iets wat jy nie verstaan nie. Jy beleef hoe word jy ingetrek in 'n wêreld wat sterker is as die wêreld wat jy ken, terwyl jy die woord lees. En jy voel, maar ek verstaan nie heeltemal hierdie goed wat ek lees nie, maar iets binne my sê vir my, hou net aan. Hou net aan. Nou hoe ek aanlees, nou lees ek, en skielik terwyl ek lees, boem, hier ervaar ek nou iets, maar hier gaan iets vir my oop, maar is 'n klein liggetjie wat aangaan. En terwyl ek my aandag gee aan daai klein liggetjie, is asof ek, skielik gaan daar nog 'n lig aan. En dit gebeur dalk nie in dieselfde setting nie, maar skielik begin daar's 'n honger, en terwyl ek uit die Here uit iets begin beleef, en ek iets van die Here begin proe en smaak, en ek versadig word, jy word nooit versadig nie, dis die wonder van dit. You can never be satisfied to the full when you start to engage the life of this word. But the purpose of the word is to prepare you for what the Spirit of God wants to tell you. The book that you read, the Bible, will prepare you for the voice that you must hear. The book that you read, which is the Bible, will prepare you for the voice that you must hear. And when you've heard that voice, bam,
suddenly the kingdom starts to open up. Die oomblik as jy sy stem kan hoor, begin die koninkryk oopgaan. So Jesus sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Om die waarheid te sê, die koning van hy koninkryk is nou hier. And now he starts to speak in a way, hulle verstaan nie wat hulle hoor nie, maar hulle het dit nog nooit so gehoor nie. So hier is die skrif, wat ek nie kon verstaan het nie. Genesis 2 vers 10. Genesis 2 vers 10, 11 en 12. En dan gaan ek gaan julle so 'n bietjie stir vanoggend, want ek wil hê, jy moet gestir hier uitgaan. En dat jy moet begin vra. En uit daai stirring van die Here gaan daar 'n soeke kom. Want daar moet iets wees binne in jou wat soek, want God is 'n beloner van die wat snot en trane huil. Nee, God is 'n beloner van die wat hom soek. Want sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik. Al het jy al die leierskap, al het jy al die gifting, al het jy al die skill sets, al het jy alles, maar hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Nou sê hy, kyk hierso, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan, om die tuin nat te maak, en daarvan is dit verdeel en het 4 lope geword. Yes, mense, daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan. Waar's Eden? Want ek sien wat ouens is geestelik in hierdie wêreld. Hieronder op die Weskus. Wie kan vir my iets sê van Eden? Is die tuin van Eden, maak dit sin dat die tuin van Eden is mos ook die paradys, is dit nie so nie? Wie van julle weet dit? Ek het skrifte, maar ek het net nie die tyd om alles vir julle te, as jy iets het wat jy nie verstaan nie, en jy wil my, vra maar, Wally, wat het jy nou gesê? Ek het vir jou al die skrifte gee, okay. So ek het die woord basis, maar ek het net nie die tyd nie, kan ek net gaan. So hy sê, die tuin van Eden is ook die paradys. Hou gou daai skrif, dan gaan gou saam met my Openbaring 2 vers 7 toe. Openbaring 2 vers 7, dis die eerste gemeente van die 7 gemeentes, by the way, al 7 gemeentes nie tradisionele, histories. Wie kan vir my sê, waar was die 7 gemeentes gewees? In Turkye. Is dit nie so? Is dit nie interessant nie, nee? Julle weet ook, Turkye is die middelpunt van die aarde. As jy dit op 'n kaart oopsit, gaan kyk bietjie op Google. Ja, vandat ek Google, van as hy tot bekering gekom het, kan ek nie glo, hoe kan sy my help nie? Maar hier is die eerste gemeente aan wie die apostel Johannes skryf, en hy skryf aan die gemeente in Efese. En hy sê 'n klomp goed, mooi goeders, en dan sê hy, maar daar's een probleem wat julle het. Julle het julle eerste liefde verlaat. Maar dan sê hy, as jy weer die eerste werke gaan doen, en by die eerste liefde kan uitkom, hy sê, hier is die beloning. Openbaring 2 vers 7, kom skryf het gou soontoe, skus, dankie julle het goed hoor. Ek is 'n baie moeilike prediker om te volg. Wie 'n oor het, hy sê nie manne, julle het mos ore nie, verstaan jy? Hy sê, wie 'n oor het. Want jy kan in die kerk sit, en jy kan sit hierso, en jy lyk asof jy luister, maar jy luister nie na wat ek sê nie. Want jy kan 'n oor hê, wat net na die mens luister, of het jy 'n oor wat na God soek, om God se stem te hoor. Maar dan oor 'n oor, wat gekoppel is aan 'n honger, wat in jou is. There has to be a hunger, that will release a hearing ear. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeentes sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee, om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Nou wat dink julle, verwys dit na eendag in die by and by, as ons alles verby is, of verwys dit na nou? Hy sê, aan hom wat oorwin. Wat beteken dit om te oorwin? Kan ek dit in Engels sê? It means to experience a mind shift that is so complete that it changes and it shifts the entire man, not just a part of the man. A mind shift that is so complete that it brings a complete shift, an entire shift of all of that man. Not just a part of the man is now shifting. Aan die woorde, daar's iets wat moet gebeur aan hom
Wie jy oor het, laat hom hoor. Hy sê, aan hom wat oorwin sal ek gee, om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So, dink julle almal is op 'n plek van oorwinning, daai oorwinning. Maar die ou wat daai oorwinning beleef, die Here sê mos, hy's 'n beloner van die wat hom soek. So, gaan God, daar's mos 'n beloning. Hy sê mos vir die kerk van Efese, julle dit en dit en dit, maar een ding, jy het jou eerste liefde verlaat. Hy sê, maar aan hom wat oorwin, sal ek gee, met ander woorde, if you can come back to your first love, then God's can, hy sê, dan gaan ek vir jou gee om te eet van die boom van die lewe wat waar is. Binne in die paradys. Kyk hierso, vanoggend wil ek met julle praat oor dimensies. Wat is 'n dimensie? Want Eden kan nie 'n fisiese plek wees, is ek reg? As dit 'n fisiese plek is met fisiese bome, dan kan dit nie 'n boom van die lewe wees nie, dis of 'n appelboom, of 'n lemoenboom, of 'n piesangboom, jou piesang, nee, ekskuus net. Julle verstaan wat ek sê, so moet Eden moet 'n geestelike plek wees. Ok, ek sien ek het julle klaar verloor. Wie van julle het 'n e-posadres? Sakkie, wat is jou e-posadres? Maar ek doe hier die besigheid verkoop. Okay. Maar almal verstaan 'n e-posadres. As jy my vra vir my e-posadres, dan gaan ek nie vir sê, as jy by die stopstraat kom, draai jy regs nie, en dan gaan jy vir 3 kilometer, dan draai jy weer links nie, en dan op die einde kom jy by die adres uit nie, is ek reg? Ons verstaan dit van die e-posadres, dit beteken, kyk hierso mense, my lyf is hierso, ek is nou hierso, maar ek het 'n e-posadres, dat as ek sekere tegnieke gebruik, dan connect ek dadelik, en ek haal informasie van daai website af. Ek weet nie of ek het reg sien nie. En dan trek ek daai inligting, maar my lyf is hier. Ek kan op my foon gaan, dan gaan ek op die website, en ek gaan na my website toe, en ek gaan kyk op die e-pos, het ek 'n e-pos gekry, of 'n WhatsApp, en ek trek daai informasie. Van waar af trek ek dit? Van waar? Is Groenland. Wat het jy gesê? Kyk hier so, ander woorde, as ons dit in die natuurlike verstaan, I can draw information out of a place I don't know where this address really is. Hy is op die internet, maar waar is die internet? Ok, nou, het is slim, ons kan op my meer goeie sê, maar ek soek net 'n plain Afrikaans, ek het net soveel tyd, en ek is ook net so slim. Maar ek verstaan een ding, dat ek kan op een plek wees hier, maar ek het toegang tot realms. En as ek Nicolaas sy e-posadres het, dan kan ek vir hom 'n e-pos stuur. En ons kan begin kommunikeer, maar hy is hier onder in die Kaap en ek is daarbo. Ons verstaan hierdie goed in die natural. Hoeveel te meer kan ons nie in 'n realm ingaan? Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is, wat binne in Eden is. So, ek en jy, as ons reg is in die gees, het ons toegang tot Eden, en tot die boom van die lewe. En die woorde wat ek spreek, is gees en is lewe, sê Jesus. En die eerste Adam het 'n lewende siel geword, maar die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword. En soos hy is, so is jy. You're a life-giving spirit inside an earthly environment, but your identity and your authority and your home base is not here. Dis al wat ek vir julle wil sê, ons moet begin wakker word. Daar's 'n groter wêreld en 'n groter waarheid wat gekoppel is aan wie jy is, as wat jy in die spieël kan sien en as wat jy in die fisiese kan beleef. So as ek praat van Eden, praat ek van 'n dimensie, van iets binne 'n dimensie wat aan jou toegeskryf is, wat aan jou behoort. Want kyk, ons gaan terug na Genesis 2 toe. Wie weet waar die goud is? Skielik 'n ander vraag. Waar is die goud? Wie weet waar die goud is? Want goud is mos 'n currency, is dit nie? Goud, tradisioneel en histories, is die hoogste currency van daai tyd af. As jy, if you had to engage the world of wealth, you had to have gold. Kyk nou hierso. 'n Rivier, ons gaan weer vers 10, nou gaan ons aan. Vers 10, 11, 12, dan gaan ek aangaan. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. Luister hierso. Johannes 7 vers 38 sê:
Hy wat in my glo, soos die skrif sê, nie soos die godsdienst sê nie, nie soos die kerk sê nie, nie soos jou agtergrond sê nie, nie soos jou ervaring sê nie, maar hy wat in my glo, soos die skrif sê, uit sy binneste sal vloei, wat? Strome. Die Engels sê, rivers of living waters. More than one. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, Simon, uit haar binneste sal vloei. Ok, maar wat is jou binneste? Dit kan mos nie iets van jou lyf uit te waai nie. Jy kan dit nie op die sonar sien, jy sê, waar is die plek waar die water uitloop? Dan sê, maar die mannetjie skop nou. Nee, jy kan nie jouself oopmaak en sê, dis nie in jou liggaam nie. Maar hy praat van jou binneste. So waar is jou binneste? Want uit jou binneste sal daar vloei strome van lewende water. Uit die Heilige Gees uit. Dankie. Maar waar is die Heilige Gees? Binne in jou gees is dit nie so nie. So kan dit moontlik wees dat jou geesmens is die tuin. Want onthou nou, as jy oorwin, dan sal ek jou gee om te eet van die boom van die lewe wat in die tuin van Eden is. Ok, wat is so? En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. So met ander woorde, dis 'n geestelike rivier wat uit 'n geestelike plek uitkom. Maar die oomblik as hy begin loop, dan begin hy loop in die natuurlike wêreld in. So it comes out of the spirit realm into the natural realm. So hier kom 'n engel nou en hy sê vir die jong meisie, hy sê vir haar, hey meisie, weet jy maar hy is hier. Nee, die sê wat die engel gesê het, hy het gesê, Maria, wees gegroet as jy en so. Maar hy groet vir Maria en hy sê vir Maria, luister hierso. Jy gaan 'n kind baar. En hy sal genoem word die allerhoogste, seun van die allerhoogste, en hy begin 'n klomp goed so profeteer. Dis nou die engel, is ek reg? Sy sê vir hom, hoe is dit moontlik? Ek het nie 'n man nie. Want jy nou sien, toe Maria nou 8 maande swanger is met Jesus. Sy weet, en nou is dit 9 maande, nou is dit nou naby. Almal kan sien sy swanger, is dit nie so nie. En 'n swanger vrou is nie 'n nuwe ding nie. So now she's carrying something in the natural, and in the natural, everybody understands it. But where it comes from is not from the natural, it's from the supernatural, out of a spiritual realm, out of a dimension. So Mary is demonstrating the power of a dimension. I received it from an invisible realm, but I'm carrying it into the natural realm. I received it from the spiritual realm, and I'm carrying it into the natural realm. She's manifesting. She's demonstrating the power of a dimension. She carries a boy on the inside. Almal sien sy swanger. Maar hulle weet nie waar die kind vandaan kom nie. Hulle glo nie haar storie nie. Want in ons wêreld werk dit so. Maar die Here sê nee, dit moet uit 'n onsigbaar, so 'n dimensie. Hier gaan ek dit vir julle sê. 'n Dimensie is 'n spasie of 'n ruimte wat onsigbaar is vir jou. Maar binne in daai ruimte en binne in daai spasie is daar 'n realiteit wat operate, wat sterker is as jou fisiese liggaam of al jou fisiese ervarings. Met ander woorde, 'n dimensie is soos 'n onsigbare gordyn. En aan die ander kant van daai gordyn is daar goed wat aan jou behoort, wat tussen jou en God gekommunikeer sal word, wat die mense nie van weet nie, maar wanneer dit in die natuurlike inkom, dan neem hulle kennis van, oor het lyk soos die natural, maar waar het vandaan kom is die supernatural. Dis wedergeboorte. Dis die krag, die inhoud, die gesag en die waarde van dit. I have to receive from God what I give to you. I have to receive from Him what I give to people. I have to receive from Him what I give to my wife. What I give to I have to receive from Him. Otherwise, I'm drawing it from myself. And then I'm laying a curse on them. Because now I will force them to do things what I want without even realizing it. I will manipulate them. I will intimidate them. I will push them. Dis wat ek gaan doen.
So hy sê, kyk jy, daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan, ding, 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 ding. En toe word het vier lope geword. Vers 11, hier is die sleutel. Die naam van die eerste is die Pison. Die Pison rivier beteken increase. God het gesê, julle moet vrugbaar wees en julle moet vermeerder. Onthou nou. Die laaste rivier, ek het nie tyd om alles met julle te deel nie. Die eerste rivier beteken increase, om toe te neem. Die laaste rivier is die Euphrates, wat beteken fruitful. To be fruitful. Om vrugbaar te wees. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havilah loop waar die goud is. So, die eerste plek waar jy in die rivier loop, hy gaan, the river knows where the gold is. Die rivier weet waar die goud is. Verstaan julle hoekom het Jesus, hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie nuus te verkondig, aan die wat verlore is, nee, aan die wat, hy sê, aan die armes. Hy sê, die gees van die Here is op my, Jesaja 61, of 60. Julle kyk my so aan. The Spirit of the Lord God is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. If there is anything that God wants to annihilate and breaks its power, it is the issue of poverty. Because when people are poor, they will do three things. They will either steal, or they will beg, or they'll do corruption. Corruption is I steal from a position that I have. Steal is I'll just take. Julle weet wat steal is. Or they will just come and beg. They have the beggar spirit. And Jesus says, listen, onthou net een ding, hulle sal heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, en al die diere op die aarde. 'n Vis het 'n omgewing waarin hy operate. The fish are in the environment of the sea. The birds are in the environment of the sky. And all the animals are in the environment of the, he says, it's a battle of environments. So when Jesus came to preach the gospel, he says, I'm going to change the environment. And then I'm going to start to move you into a place of an accurate expression of an original and authentic purpose and plan that I had with you. Each one of you. That is out of Christ in you. The hope of everything about your life. Hy sê, die naam van die eerste een is, hy sê, dit is hy wat om die hele land hier wil loop waar die goud is. Maar hier is een wat ek nou nie verstaan het, die vers 12, hier kom hy nou, vers 12. En die goud van die land is goed. Daar is ook so en so. Hy sê, die rivier, die eerste plek waar hy die rivier gaan, is hy, the river knows where the gold is. You don't know where the gold is. But he who believes in me, out of his innermost being, shall flow. Where is the first river going to take you to? To a place of supply. God wants to bring a wealth mentality and a wealth environment to you. Maar hy sê, en dis waar die goud is in die land, maar die volgende vers sê, en dis waar, en die goud van die land is goed, hoekom? It's because when you find the gold that you have found, because you were following the river, then it becomes good gold. It's not gold that's going to make you prosperous so that you can be, jy's nou sharper as al die ander ouens nie. En nou is jy hierdie, jy sê die ryk ou, it's not for your personal. So okay, ons is terug by Maria. So hier kom die engel en hy sê vir haar, jy gaan swanger word. So hy praat met haar en hy sê, daar gaan iets met jou gebeur, wat uit die onsigbare, ander woord, daar's 'n onsigbare gordyn. En aan die ander kant, something's going to come to you. Then you're going to swell in the natural with what you received in the spiritual. You're going to swell in the natural. They all say, oh, you're pregnant. But you're going to swell in the natural with what you received in the spiritual. En toe sy nou, sy weet nie wat Jesus, sy weet nie wat weeg hy nie, maar sy weet wat hy werd is. She does not know what he weighs when he's 9 months, but she knows what he's worth. Because she knows where he comes from. She knows she has not been with a man. Nobody else might believe it, but she knows. So she knows, I received something out of a place I cannot see, so that I can show something in a place everybody can see. What is my connection with him?
What he said to me. Wat het hy vir my gesê? Wil ek, met ander woorde, nou iets anders skryf hier wat ek nie verstaan het nie. Hy maak vir Adam, en voor hy vir Adam sy vrou gee, gee hy vir Adam sy werk. Onthou ons het laasweek oor gepraat, nee? In vers 15, Genesis 2 vers 15 sê hy, ja, Genesis 2, ons gaan gou soontoe, hardloop gou soontoe, dankie. Toe die Here God die mens geneem, dis nou Adam, en hom in die tuin van Eden gestel, dis 'n geestelike realm, is dit nie? Nou sê hy vir hom, work the spiritual realm. Met ander woorde, hy sê om dit te bewerk en te bewaak. Hoe bewerk jy 'n geesrealm? You take what is in the spiritual and you come and manifest it in the natural. You extend the jurisdiction and the territory of the spirit realm that has been given to you. What belongs to you in a dimension you have to bring to the earth among the people so they can see the unseen God. Moses het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy lyk soos enige ander, maar die goed wat hy doen en wat hy bring. Hy sê as die Here nie vandag iets anders doen nie, dan is ek nie whatever 'n profeet nie. Julle sal sien hierdie ouens wat so opstandig is en wat my kom challenge in die natural because they don't understand my authority in the spiritual. Die Here sal 'n nuwe ding doen en hy's daai volgende dag te sê hoorie so as die aarde nie oop skeer en hy aarde skeer oop, besluk hy ouens in. Die ander ouens hardloop weg. En daar vuur begin uitbreek. En Moses en Aaron, hulle roep God aan. Only do they have the power to release this dimension, they have the authority to stop it. These guys are connected. Can you imagine as mense na jou kyk en sê hulle, that man is connected. Wherever he goes, doesn't matter where he goes, he brings something of heaven to his workplace. She brings something of heaven to the school. As jy daar by die skool opdag, dan is asof die hemel daar is. As jy by die werk is, asof die hemel opgedag het. Well, because people know you are connected. Ek gaan dit nou vir julle baie prakties, ek sien julle, moenie nou wegraak nie. Okay, is julle by my? Jannie, is jy alright? Wat het jy gehoor? Jy het my laas lekker uitgesit. Hy sê, ek het niks gehoor nie. Ek sê vir hom, nee, Jannie. Ja, kan nie wees nie. Hy sê, nee, niks. Dit was so oulik. Julle kan verstaan dat ek en Jannie, ons twee persoonlikhede, julle kan verstaan dat ons connect, nee. Jannie is 'n veearts, en ek is 'n filosoof, soos my vrou. Amper is ook 'n vee iets, jy weet, veearts of 'n veesoof, vee die stoof. Anyways, luister hier so mense, dit is ongelooflik belangrik, kyk hier so. Nou dra sy, die verlosser van die wêreld. Maar daar kom wyse manne, terwyl die engel met haar praat God met die wyse manne. En hierdie wyse manne kom, she's carrying, ek sien sy wees is al klaar daar, she's carrying the Savior of the world. And they are carrying, what are they carrying? Myrrh and incense, but gold is die eerste wat hulle van praat. So now, the moment the gold was placed at the feet of Christ, this land where the river went is gold, now it becomes good gold, because it is connected to the purpose and the message and the life of Christ. When your gold finds and is finally laid at the feet of Christ, the gold becomes good gold. Nou verstaan ek as skrif, dit was goeie goud. Wat dink julle kos dit om in die buiteland te gaan bly vir 3 jaar? Die geskiedenisskrywer sê, onthou nou, nadat Jesus gebore is en die wyse manne was nou daar, toe sê die Here vir die wyse manne in 'n droom, moenie teruggaan na daai dieselfde pad, moenie, want koning Herodes, hy wil Jesus doodmaak. Hy hou nie van kompetisie nie. Toe gaan hulle nou, en toe hulle weg is, toe gaan die koning, en hy maak al die kinders wat 2 jaar en jonger is, in hy hele omgewing dood. Maar 'n engel van die Here sê vir Josef, vat die kind, nie die mamma nie, hy sê, vat die kind en sy ma. En die engel weet, who's the one that's carrying the worth? She carried him, but at the end, he will carry her. He will carry the whole world. Maar hy sê, vat die kind en sy ma, en gaan na Egipte land toe.
Nou, wat dink julle kos dit om in Egipte land te gaan bly, sonder dat jy dit beplan het, sonder dat jy daarvoor voorberei het, en jy weet nie vir hoe lank nie, en die geskiedenisouens sê, dit was ten minste vir 3,5 jaar. Moet hulle nou in 'n vreemde land gaan bly, kan julle verstaan, hoekom moes die wyse manne die goud bring? Because gold is a currency that you can take to Egypt. Hulle gaan nie belangstel in die incense nie, hulle gaan ook nie belangstel in die mirre nie, want die mirre verwys na die dood van Jesus. Die incense, wie van julle kan vir my sê, wat verteenwoordig wierook? Your prayer life. So now, here they bring the gold, they saying, it's for Jesus' physical life. His physical needs. The river, the shallow of the river, knows you by your needs, but the deep of the river knows you by your name. If you're still in the shallow, is jy die huis van God? Is ons die huis van God? Kan iemand my skrif gee? Daar agter teen die lyn, daar agter. Meneer Rabe, jy gaan vir my kan, ek weet, jy is baie slim. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle dan nie dat julle is die tempel van God, of die tempel of die huis van God. Hy gebruik daai konsep interchangeably, ander woorde, verskillende plekke. So ek is die huis van God. Wat sê Esegiel 47, dit is ook nie op my lysie nie, kyk ons Esegiel 47 vers 1. Esegiel 47 vers 1, is julle ons nog by my? Aan haar wat oorwin, sal ek gee, God sê, if you're going to overcome, if you will have a mindset that will shift the entirety of who you are, I will give you access. It's all about access. Dat jy toegang het. Waar is hy skrif? Esegiel 47 vers 1. Kyk hier, so daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. Wie is die huis? Kom ons aanvaar nou alles wat ons nou praat in die Ou Testament, het sy waarde en het sy openbaring in die Nuwe Testament. Kyk hier so. Daar het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom. Out of your innermost being shall flow rivers. Jesus sê, he who believes in me, as the scripture has said. Jesus is referring to this scripture. Is hy nie? Hallo. Kyk, daar het waters uitgestroom. Daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit. Wie is die deur van die huis? Where you and the door meet. Daar het waters uitgestroom. Na die ooste toe, waar is Eden? Hy sê, God het 'n tuin geplaas in Eden in die ooste. Die direction. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. Ander woorde, waar is jou voorkant? What are you facing? Are you facing the natural? Are you facing the eternal? Are you facing the natural? Are you facing the physical, the temporal? En die waters het weggevloei onder die regter, dan gaan hy so aan, suid van die altaar. Weet jy wat gebeur, wat die res van die storie? Toe meet hy die rivier, met 1000 el. En die eerste 1000 el was, so, vlak. The shallow of the river knows you by your needs, but the deep of the river knows you by your name. En wat is vlak? Waar was die eerste rivier? Waar het hy gegaan? Na die goud toe. Maar toe kry daai oue deurbraak, toe word dit goeie goud. Sê, I'm taking the gold to where Christ is birthed, where Christ is revealed on the earth. I'm bringing the question is, where is your gold? Where is your incense? Where is your prayer life? Jesus' prayer life was a journey into the spirit realm. Dis wat gebed is 'n avontuur in 'n geeswêreld in. This is the law of the Spirit. What is the law of the Spirit? The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Luister, julle ken dit, Romeine 8 vers 2. The law of the Spirit is the breath and breathing of the Holy Ghost in my spirit man. Bringing understanding and revelation and accuracy about the realm that was given to me, Eden. Out of Eden, a river went forth. En toe meet hy 1000 el, toe meet hy nog, toe gaan het so verder. By jou knie, that's incense. Jou gebedslewe. Die laaste plek waar hy in die rivier gegaan het, was die Eufraat rivier. Eufraat rivier beteken fruitful. You see, when you have gold, but it's not good gold,
The gold will make you successful, but the good gold will make you fruitful. Amen. Okay, ek het nou gou 'n stoel hier so nodig. Bring gou vir my 'n stoel. Asseblief Elisabeth, ek kan nie alles alleen doen nie. Jy moet ook iets doen. Okay, jy's te laat. Ek wil gou iets vir julle verduidelik, nee, want dit is ontsaglik belangrik wat ek nou vir julle gaan verduidelik is ontsaglik belangrik. Al het jy net gekom vir dit, moenie dit mis nie. Okay? Wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Kom ons sê nou, alles wat op die stage is hierso, is soos Eden. Dis 'n dimensie. 'n ruimte, 'n spasie, waarin daar 'n realiteit funksioneer wat onsigbaar is. Met ander woorde, alles hierbo is onsigbaar. Julle hoor my stem, maar julle kan my nie sien nie. Maar alles hieronder is die natuurlike wêreld. Ons kan mekaar sien. Ons kan na mekaar raak. Ons kan met mekaar praat, as ek reg. So die sigbare wêreld is hieronder. Die onsigbare wêreld is hierbo. Nou sê Efesiërs 2 vers 5 dat ons is saam met hom opgewek in hemelse. Hy sê nie in die hemel nie, hemelse plekke. Bedink die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, dis hemelse plekke. Dit beteken dis verskillende realms. Different dimensions that in my Vader se huis is daar baie wonings. 'n woning is a dwelling. In my Father's house there are different dwellings. So I can dwell in a place with God while I work on the earth among men. So my attention, my activity is here, but my dwelling is here. And you have to shift your priority away from your activity and get your priority to your dwelling place. Because I've been raised up with Christ and seated with Him in heavenly places. So, but this place, dis 'n openbaring. Dis 'n openbaring, is ek reg? So hierdie is my posisie, maar op die aarde is my situasie. Wie van julle het 'n situasie? Het jy 'n situasie? Nou as jy 'n situasie het, dan kan jy mos nie die situasie probeer oplos uit waar die situasie is nie. Jy moet die situasie oplos vanuit waar jou posisie is. So ek het 'n posisie hierso, maar ek het 'n situasie daar. My situasie is my ervaring. My posisie is my openbaring. So nou is daar konflik tussen my ervaring en my openbaring. Dis die warfare wat ons in is dit nie so nie? So nou het ek 'n situasie daarso. En nou, maar ek weet ek moet die situasie aanspreek uit my posisie uit, is ek reg Nikkie? Ons weet nou, ek weet wat, ons praat mos nou met mekaar oor iets wat ons nou met mekaar gepraat het. So nou moet jy die situasie aanspreek, maar jy kan nie die situasie, as jy die situasie gaan probeer oplos uit die situasie realm uit, dan as jy dit reg kry, gaan hulle sê, what a great man. As jy dit doen vanuit jou posisie, dan kan jy sê, what a great God. Jy's 'n prediker, meisie. So, are they going to say a great man, or are they going to say a great God? Am I going to address my situation out of my position, or am I going to address my situation out of my situation? The problem with this is that while I'm seated with Christ in heavenly places, number one, a place of authority, a place of identity, a place of supremacy, a place of peace. Ons gaan hom aangaan, ding, 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 ding. So now heavenly places. So now this is my position, right? When I was born again, I was born out of this place, out of my position. So God saw my position. As I say, en al hierdie dinge is soos meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief het. And all these things, we are more than, is he talking about your situation or talking about your position? He's talking about your position. So many scriptures speak about your position, not your situation. But because if you don't embrace your position, you cannot address your situation. Wat gebeur nou in die praktyk? Nou is daar 'n situasie. Die probleem met die situasie is, die situasie is te naby aan my emosie. So nou moet ek, Gerard, kom jy, ek kan jou gebruik. Jy is so bruikbaar. My brother, vir wie ek so lief is.
Hier's die situasie. Hier's die emosie. So nou moet daar afstand kom tussen die situasie en die emosie. Die enigste manier waar afstand kan kom, want as daar nie afstand kom nie, dan wat gebeur? Daar's my posisie. Die emosie van die situasie trek my uit my posisie uit en trek my in die energieveld van die situasie in. Is dit so? So nou trek die situasie, roep na die emosie. Die emosie roep na my in my posisie en ruk my uit my posisie uit en dit trek my in die energieveld van die situasie in en nou is ek gesnoeker. Want maak as ek hoe ek die bal speel nie, ek kom nie, I'm snoeker, dankie Gerard. So nou vra ek vir myself, Here, okay, maar hoe gaan ek nou afstand kry tussen my emosie en my situasie? Die Here sê, daar's verskillende, there's many strategies that the Holy Spirit will show you. Number 1, you must learn to wait. En jy leer om te wag. Want hoe langer jy op God wag, né, hoe groter word die spasie tussen jou situasie en die emosie. En as die spasie groot genoeg is, dan bring God jou uit jou posisie uit en jy kom die in. Dan uit jou posisie uit, praat jy met jou situasie. En as jy daar praat en dit werk, dan skree jou emosie, jee. Maar hy kan ook, as dit nie gebeur en dan skree weer saam, met ander woorde jou emosie, is eintlik bietjie van 'n Judas. Hy kan soontoe gaan en hy kan hierso bly. Jou emosie kan goed wees en hy kan sleg wees. Jou gedagtes kan goed wees en jou gedagtes kan baie negatief gaan. En die meeste ouens wat ek ken, weet nie eens wat hulle, they don't even know what they are thinking. What are you thinking about? We are thinking. What are you thinking about? Mense weet nie wat hulle dink nie. En weet jy wanneer kom hulle agter, hulle dink die verkeerde goed, is wanneer hulle al klaar begin het, dan hulle al emosionele besluite begin maak op dit wat hulle gedink het. En wanneer hulle die emosie begin voel, dan kom hulle agter, die gedagte wat daai gevoel geaktiveer het, was al daar, ek moes hom al daar raak gesien het, en ek het hom nie raak gesien nie, want toe jy hom geraak gesien het, moes jy hom by spiespunt moes jy hom gearresteer het. That's it, taking every thought captive unto the obedience of Christ. What is the obedience of Christ? It's my position. There's the obedience of Christ. So hy sê, kom ons gaan oor aan die ander kant toe. Want het ou na hierdie kant, het hy vir hulle brood gegee. Nou sê, kom ons gaan oor na die ander kant toe. Kom ons gaan na die realm van die gees toe. Let's go over to the other side. En hulle klim allemaal in die boot, wat doen Jesus? Hy gaan slaap, hoekom? Want hy bly in sy posisie. Nou is hulle allemaal in dieselfde situasie, want toe die storm kom, Jesus is in die boot saam met hulle, so hy dieselfde situasie. Maar hy het nie dieselfde emosie nie. Want hy is in sy posisie, en nou skep hulle uit, en hulle kan nie die storm, die water wat inkom is meer as die water wat hulle uitkry, en hulle kry nog bakke. O nee, hierdie net ander goed in, wacht eens los hom. Daai is ook goed, het julle nog sulke emmers? Ok, maar anyways, nou is hulle in dieselfde situasie. Wat gebeur toe nou? Hulle maak die Here wakker, toe hulle hom wakker maak, wat praat? Vrees praat. Wat is hy vrees? Is emosie. Toe praat sy, Here, worry jy nie? Die Here sê vir hulle, ek het nie geweet as 'n storm nie. Gee my ook 'n bak. En dan sê, kom hy sê julle, hoe kan ek skep? En nou begin hy ook skep. Toe begin die Here, toe wys hy vir hulle, Jesus, dis soos hierdie Walt Disney, hy kan dan water uit die boot uitskep. Hier's wat ek vir jou wil sê, as jy in jou posisie is, dan neem jy autoriteit. As jy in jou situasie is, dan neem jy beheer. Wil jy autoriteit neem? Of wil jy beheer neem? As jy beheer neem, dan beteken dit die emosie van die situasie het jou uit jou posisie uitgeruk. Nou begin jy beheer neem. As jy beheer neem, moet jy aanhou beheer neem. Want jy gaan hierdie situasie uitsorteer. En die oomblik as jy die situasie uitgesorteer het deur goeie beheer, dit beteken goeie leierskap. Nou jou leierskap vat jou na die verkeerde realm toe. Jou leierskap moet jou na jou posisie toe vat. Nie na jou situasie nie. Nou sorteer jy daai situasie uit. Wie wat gebeur nou? Die oomblik as jy hom uitgesorteer het, dan stuur jy sonder om dit te weet, stuur jy 'n sein uit in die gees. Wat jy sê, this one has been settled. Send me another one. You have just snookered yourself. Want jy het nou net 'n sein uitgestuur en sê ek het hierdie uitgesorteer, stuur die ander een. Nou kom die volgende situasie, sê, okay, bietjie anderste, maar ek het ons daarin gedoen, nou kan jy hierheen doen. So wat doen jy? Jy is altyd op jou fietsie. Ding, 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 ding.
Nou sê jy's op jou fiets, maar jy's nie op jou, you're on your bicycle, but you're not on your chair, you're not in your position. Hier is die groot verskil wat die Here my gewys het. Hy wys my, as ek my situasie uit, mos nou probeer uitsorteer, dan gebruik ek mos nou, I'm taking control. Maar as ek authority, as ek autoriteit neem, en nie beheer neem nie, then I'm not addressing the situation. I'm addressing the spirit behind that situation. So Jesus didn't try to get the water out of the boat. He addressed the spirit behind the storm. But if you take control, you are just busy with the water in the boat. You cannot even see that there is a spirit and where that spirit comes from. So you're always busy with your situation. En dan het ek nou hierdie siekte, of ek het nou daardie probleem, of ek het daardie krisis, of ek het 'n tort finansieel, whatever it is. Finansieel. Die laaste ding, het enig iemand 'n beursie hierso? Want ek wil geroesie, bring geraai daai, dan is ek klaar. Is jy nou nog by my? Kry iemand iets. So ek het diep gegaan, maar nou gaan ek baie vlak, nee. So ons kan verstaan. Ek hoor 'n beursie, 'n lekker beursie. Ja, dis 'n mooie. Wie se beursie is dit? Okay. Ek ken ons jou. Okay. Is net 'n grappie hoor. Net 'n stupid grap. Ek het nou hierdie skoene, dat ek nou hier gaan sit. Want ek die beursie wat ek gaan vashou, want dis wat jy doen met 'n beursie. Okay. As julle na my kyk, wat sien julle? Okay? Jy is 5 foot something, nee? As ek en Nicolas langs mekaar staan, wat sien julle? Julle sien 'n hartseer verhaal, nee? Nie vir hom nie, maar vir my. Okay. Nie vir hom nie, maar vir my. Okay. Wat's nou? Okay, as jy na my kyk, as sien jy 'n fisiese mens. Maar as jy jou oë toe maak, maak jy jou oë toe. Maak dit gou jou oë toe. Nou kan jy my mos nie sien nie, is ek reg? So nou het jy klaar geskuif van een dimensie na 'n ander dimensie toe. Jy het klaar geskuif van een dimensie na 'n ander dimensie. Maar julle kan my nog steeds hoor. Okay, kyk maar vir my, né? So nou kan julle my hoor. Terwyl julle my kon sien, kan julle sê, okay, ja, okay. Yes, wel het 'n bietjie gewig opgetel. Ons sit mos nou daai bakkery en die bistro. Dis 3 maande. Ek het nog nooit in my lewe so baie brood geëet nie. Want ons moet heeltyd die goed proe, jy weet. Die sourdough, die ciabattas, die dit, die dat, al die. Maar die oomblik, al is jou oë toe en jy kan my nie sien in die vlees nie. As jy my stem hoor, dan hoor jy my wat? Jy hoor my siel. Okay? So, ek het hierdie skoene gebring, want almal verstaan skoene. Want jy trek skoene aan, jy word wakker in die oggend, dan doen jy goedjies, dan trek jy skoene aan, want jy moet ergens heen gaan. So die skoene verteenwoordig jou fisiese, sigbare, jou fisiese liggaam en alles wat met die liggaam te doen het. Die beursie verteenwoordig jou siel, want jou siel sal gaan waar jou beursie gaan. Normaalweg. Maak dit sin? As jy wil weet of 'n ou regtig tot bekering gekom het, dis net insetsel nou, kom ek dink nou daaraan. Want ek praat baie met my mense daarbo. Sê jy, as ouens kerk toe gaan op Sondag, wat vat hulle saam met hulle? Hulle Bybels. As hulle werk toe gaan op Maandag, wat vat hulle saam met hulle? Hulle beursies. 'n Ou wat regtig tot bekering gekom het. As dit Sondag is, dan vat hy sy beursie kerk toe. En as dit Maandag is, dan vat hy sy Bybel werk toe. Okay. Dis net 'n insetsel. Is julle nog lief vir my? Julle sê, onthou net, ek sê nie vir jou iets. Ek stel nie belang in jou geld nie. Ek stel belang in jou vooruitgang in God. Want die rivier weet waar die goud is. Maar die rivier wil hê dat die goud moet goeie goud word. Dat, aan ander woorde, wisdom has to enter into the gold conversation of your life. That is why wise men brought the gold. And they brought it to Christ at his birth, just after he was born. So that they can empower. Imagine die ou wat die goud gebring het. Die ene bring, kom ons sê maar die ene bring die wierook, die ander bring, kom ons sê dit maar net so. En die ander bring die goud. Kom ons sê die ou met die wierook het baie wierook gebring, want Jesus se gebedslewe was 'n dinamiese demonstrasie van die ondeurgrondelike dimensies van die geesrealm. Is dit waar?
Hy bid nog, terwyl hy bid op die berg, verander sy aangesig, sy kleur, alles word wit. Wit. Jy kan hom, en hy skyn soos die son in sy krag. Hulle kan nie eens van kyk nie, while he was in prayer. So he was just showing, I'm opening up spiritual dimensions through the journey that I am on. Prayer. The law of the Spirit of life is the breath and breathing of the Holy Spirit in your spirit, man. And that's your prayer life. Anyways, waar was ek? Ek kon nou terug, nou is ek terug. Ek terug by die, wat wou ek sê oor die beersie? Die siel. Ek wil nou iets gesê het. Die rivier weet waar die goud is. Maar die Here wil weet, kan jy hom vertrou? Can you be wise? And say, I'm wise enough to give the gold to the one who knows where the gold is. To follow the river. Want ek kan vashak daar, want dit kan ons nou net vlakwater wees, is ek reg? Nou was 4 riviere, en in Jesegiel sê hy 4 dimensies, is ek reg? Het julle geweet, Abraham, toe hy in die beloofde land kom, het hy 4 altare gebou. Every time when you sacrifice on the altar, you empower the flow of the river. You make room for the flow of the river. En baie ouens is tevrede om daar waar die goud is, nee, ek sal hierso bly. En hulle breek nie deur nie. Weet jy wat beteken die tweede rivier se naam? Gaan kyk 'n bietjie op Google, is baie maklik. The 4 rivers from the Garden of Eden and the name's meaning. Weet jy wat beteken die tweede rivier se naam? To burst forth. When I finally embrace the call for my gold and for my incense. Your prayer life should not be about your problems. It should proceed out of your position and not out of your situation all the time. This is powerful. En die mirre verwys na Jesus se dood. Your life must be driven by the force and the power of his death. So die tweede rivier beteken to burst forth. Die derde rivier se naam beteken swiftly or like a dart. Die Hebreëus beteken eintlik, gelees dit. It is an arrow in flight. An arrow that is in flight. Niemand skiet 'n pyl as hy nie 'n teiken het nie. Met ander woorde, now I've embraced my purpose. So this river refers to your, ek het nooit by die ander goed uitgekom nie, by Paulus. Ag nee, kan ek nog 2 minute hê? Okay, kom ons cancel alles wat ek nou mee bezig. Kyk hier so. Maar nee, ek is klaar. O nee, ek is nie klaar nie. Okay, hierheen verwys na jou gees. So ons verstaan die liggaam, die skoene, ons verstaan die beersie, die siel. Dan sê ek ook, hier is jou gees. Dan sê ek, wat staan? Jy kan niks sien nie. Hier's niks hier in nie. Net omdat jy dit nie kan sien nie, dan sit jy dit daar neer. En Sondag, dan haal ons daai ouetjie, want hy blink mooi. En hy lyk mooi. Maar daar's niks op in nie, niks wat jy kan sien met jou oë nie. You're going to have to hear with your spirit and draw. And what you take from there, you bring here. And when you bring it here, there's no devil in hell that can rob from you and succeed. When they come, the enemy will come. Because God made the enemy. In die sin, hy sê ek het die verderwer geskape wat 'n koolvuur aanblaas en wat 'n wapen voortbring volgens sy eie ambag. Wat is die ambag van die duiwel? Hy's 'n ambagsman. Hy's 'n dief. En die dief kom net om te steel, slag en te vermoor. Dis sy ambag. Hy sê maar net in die volgende versie, maar geen wapen wat in jou gesmeer word. Hy sê, so the enemy is just going to come against you so that I can bring you to a higher realm and I can show you that your position is stronger than your situation and your revelation is greater than your emotion. Come on, stay in your revelation, stay in your position. Dis wat, ek gaan dit net opsom met Paulus. In Handelinge 23, toe hy in Jerusalem is, en hulle probeer hom doodmaak, verskyn die Here aan hom een aand, en hy sê van Paulus, moenie worry nie, watch net. En hy sê vir hom, net soos wat jy vir my kragtig getuig het in Jerusalem, so moet jy ook doen in Rome. So hy weet, hy gaan Rome toe. Nou in Handelinge 27, vers 10, kom ons doen gou vers 10, 11, ek dink daai wat ek vir julle gegee het.
Ek wil net gou dit vir julle wys. Bly net gou wakker vir nog 'n minuut. Kan ek net 1 minuut kry? Onthou, dan is ek weg, dan sien julle my weer volgende jaar. Wat is so? Hy sê, manne, onthou, hy's nou 'n gevangene. Die centurion, hy's op die skip. Hy's die gevangene van Rome, maar niemand weet, hy's eintlik die gevangene van Christus. So here I'm the prisoner of Christ, there I'm the prisoner of Rome. But I am not addressing to you as a prisoner of Rome, I'm speaking to you as the prisoner of Christ. From my, hy sê, manne, ek sien, hy noem hulle sommer manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Volgende skrifgie. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar, hoekom die eienaar van die skip? hy dra die wat, hy sien hy gaan geld maak. So nou, ek geglo as aan die woorde van Paulus. Weet julle wat sê vers 13 en 14? Luister hierso. Is dit nodig? Vers 13 en 14, wat is so? So hulle glo nie vir Paulus nie. Toe Paulus vir hulle gesê het, ek sien nie kom groot moeilikheid. Waar het Paulus dit gekry? Was daar 'n situasie of praat hy uit sy posisie uit? Uit sy posisie uit sien hy daar kom 'n situasie wat so intens gaan wees. Hulle gaan alles verloor en hulle lewens gaan in gevaar wees. Niemand glo hom nie. Kyk hierso, lees gesaam met my. En toe die suidewind saggies waai. En toe die suidewind saggies waai. Wie laat die wind saggies waai as hy weet hy gaan jou nou probeer? Dis die duiwel. Toe lyk dit nou, Jesus, hierdie is 'n goeie deal om te maak. Het jy gehoor? Gerard, en ek vertel jou van hierdie amazing besigheidsgeleentheid. Die wind wat saggies waai. Hy sê, en toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygesit. Ek was vers 14. Vers 14, net na vers 13. Maar nie lang daarna nie. Het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word. Hulle het daardie al begin om die winde name te gee, want hulle het geweet, hierdie wind is nie 'n normale wind nie. There's a spirit behind it with a name that is causing the storm. En daarvan, weet jy wat, vir 2 weke lank is die storm so kwaai, dat Paulus en die ouens saam met hom op die boot, kon nie die son sien nie, of die maan sien nie. Hulle het nie eens geweet of het dag of nag is nie. Vir 2 weke lank. Totdat die skrif sê, en almal het hoop opgegee om te lewe. Maar Paulus bly in sy posisie. Hoekom bly hy in sy posisie? Want Jesus het vir hom in Handelinge 23 gesê, soos wat jy kragtig getuig het in Jerusalem, so gaan jy getuig ook in Rome. En elke dag kom die duiwel na hom toe, elke dag in hy 2 weke sê vir hom, Paulus, vandag maak ek jou dood. Sê Paulus, nee, ek dink nie so nie. Ek maak jou dood vandag. Hy sê, ek dink nie so nie. You see, you cannot be a fruitful Christian unless you have a very, very real relationship with death. He had a relationship with death. The devil was constantly trying to kill him. But he knew, as long as I'm willing to die to myself, there is no devil, no demon in hell that can kill me, destroy me, hinder me, break me down. I just need to stay in my position and not become the prisoner of my situation. And in order to stay here, I have to have a relationship with death. That means, as enige iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Dit beteken you enter into death. Dan moet jy jouself, jou kruis opneem, you enter further into death, en dan moet jy my volg, then you enter completely into death. I die to self, and I live for Christ. I stay in my position, and I rule over my situation. I am a king, and I am a priest of the living God. Thank you very much. Okay, dis klaar. Nou is dit klaar. Nou wil ek net gou 1 of 2 woorde sê vir 1 of 2 mense. Is dit okay? Onthou nou, waar kry ek die woord? Ek bid. En dan beleef ek iets uit 'n dimensie uit. En die woord klink stupid vir jou. Maar vir daai persoon wat die woord kry, mag dit dalk iets skuif in haar lewe. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Ek love julle, sien julle volgende jaar.